Vriende, kom ons sit net so, dan gaan ons net 'n gebed saam doen. Wonderlike Hemelvader, ons aanbid U in hierdie môre vir wie U is en vir wat U vir ons kom doen het in U Seun Jesus Christus. Vader, baie dankie vir U groot liefde wat U aan ons kom openbaar het in U Seun en dat ons deur die kragvolle werking van die Heilige Gees vanuit die woord kan leer wie U is, wat U kom doen het en Here, die noodsaaklikheid dat ons met U versoen sal word. Want die Bybel sê vir ons, dis die mens bestem om eenmaal te sterwe en daarna God se oordeel. Baie mense gaan hierdie Kerstyd tegemoet en daar is vrolikheid en blydskap en ons koop geskenke vir mekaar en Here, die meeste sal die Christus van hierdie dag mis, omdat hulle so vasgevang is met wêreldse plesiere en die genot wat hierdie wêreld vir ons bied. En Here, dis die hartseer van ons tyd is dat in winkelsentrums word van die besondere liedere gespeel wat ons oor Kerstydperk sing, diep teologiese waarhede word oor daardie luidsprekers uitbasuin en 3/4 verstaan nie en besef nie dat God na hierdie wêreld gekom het om in die plek van die sondaar te sterf, om die helse smart te dra wat die sondaar moet dra, sodat elkeen wat in U glo nie verlore mag gaan nie. En daarom wil ons vanmôre as gemeente kom intree en ons wil kom bid dat U oor hierdie Kerstydperk tog kosbare siele soos brandhout uit die vuur sal ruk. Dat mense sal besef, Here, dat hierdie tydelike dinge bied 'n valse gerusheid, want ons weet nie wanneer ons U in U heerlikheid gaan ontmoet en voor U gaan staan om rekenskap te gee nie. Ons het nie lewe in ons eie hand nie. Die mens dink hy's in beheer van alles en dan tref siekte ons of 'n pandemie soos ons nou die afgelope 3 jaar ervaar in die wêreld. Ons sien hoe geliefdes sterwe, ons sien hoe mense in paniek vasgevang is, hoe hulle sterf aan vrees, omdat hulle harte gaan staan en hulle nie weet watter kant toe nie. En Here, ek bid dat ons hierdie goed sal sien as 'n roepstem van U, wat vir ons sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Here, ek pleit dat U ook vanmôre se boodskap sal gebruik om U kinders te bemoedig, want ook ons lewe in hierdie gevalle wêreld. Ons is nie beter as ander nie, ons is anders, omdat U in ons harte kom woning maak het en U Gees ons kom leer om nou soos burgers van die hemel te leef. Ons beleef ook die stryd, ons beleef ook, Here, die aanvegtinge van binne en buite. En daarom vra ons, Here, dat U ons vanmôre sal versterk, dat ons opnuut sal besef en sal verstaan aan wie ons onsself toevertrou het. En dat U by magte is om ons span te bewaar tot die dag dat ons U in U heerlikheid sal sien. Help ons, Here, om nie nou moeg en moedeloos te raak nie. Here, U koms is te naby en die dag van rekenskap is te naby dat ons nou, Here, so half draak my nie agtig en moedeloos kan raak. Ons vra dat U vir ons wysheid sal skenk om deur U woord bemoedig te word en in die krag van die Heilige Gees meer as oorwinnaars te wees. Ons bid vanmôre vir hulle, Here, wat ingeskakel is. Ons vra dat U ook vir hulle wysheid en insig sal gee om dan te luister en dit vir hulle maklik sal maak om U woord aan te hoor, soos ek dit ook bid vir ons vanmôre hier in die gemeente. Vir hulle wat siek is, bid ons vanmôre dat U kragtige genesende hand ook in hulle liggame werksaam sal wees. Ons weet U laat soms siekte oor ons lewe toe om ons eie nietigheid aan ons te wys en U wonderlike wil in ons lewe te laat geskied. Ag, ek lees en hoor dat mense sê, dis die duiwel wat jou siek maak. Ek vind dit so anders in die Bybel is dat God hierdie goed oor ons lewe toelaat met 'n bepaalde doel, sodat hy in ons lewens verheerlik kan word en sodat ons afhanklikheid aan hom kan verklaar, want sonder U kan ons niks doen nie. Vader, dankie dat U nooit die initieerder is van kwaad, of van onheil, of van hartseer of droefheid nie, maar dat dit in die volle beheer is, omdat U ook daardeur U volmaakte plan en wil laat geskied. Ons weet die woord sê vir ons in Romeine 8, vir hulle wat God lief het, werk alles ten goeie mee, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Ons lewe in 'n vreemde tyd, vreemde godsdiens, vreemde boodskappe wat gepreek word, waar U eintlik
so half deel van ons lewe raak, waar U die posisie van 'n spaarwiel inneem as ons die voorbeeld kan gebruik, en die mens is in beheer. Ag Here, help ons om net so 'n bietjie ons verstand, ons gedagte te verander, om te besef wie God is, en dat hy werklik in beheer is van alles, van elke situasie en van almal se lewe. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader en van ons dierbare Here Jesus Christus, en dit word ook kragtig vermenigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Vriende, baie dankie ook vir daardie hartlike samesang. Nou, ons gaan vanmôre aangaan met Psalm 10. Ons het verlede week Sondag so 'n bietjie by ons aandiens uit Psalm 10 met U gepraat oor die gedagte, hoe sal ons koers hou in 'n land vol bedrog en geweld? U sal onthou, ons het verlede week Sondag aand deel 1 hanteer, vanmôre gaan ons deel 2 hanteer, God se beloftes aan die ootmoediges. Kom ons lees saam, en dan kom ons by vanmôre se boodskap uit. Psalm 10 is ook 'n psalm van Dawid, vir U verlede week verduidelik dat in baie van die oorspronklike manuskripte is Psalm 9 en 10 eintlik een psalm, die vertalers het dit gedeel in 2 psalms, en ons lees Psalm 10 vers 1, is ook 'n psalm van Dawid. O Here, waarom staan U so ver weg, en hou U verborge in tye van benoudheid? In sy trotsheid vervolg die goddelose die elendige, laat hulle gegryp word in die listige planne wat hulle uitgedink het. Want die goddelose juig oor die begeerte van sy siel, en hy seën hom wat onregverdige wins maak. Hy verag die Here. Die goddelose met sy neus in die hoogte sê, hy ondersoek nie, daar is geen God nie. Dit is al sy gedagtes. Sy wees altyd voorspoedig. Hoog daarbo is U gerigte. Weg van hom af. Al sy teestanders, hy blaas op hulle. Hy sê in sy hart, ek sal nie wankel nie. Van geslag tot geslag is ek die een wat nie in die ongeluk sal wees nie. Sy mond is vol van vloek en van bedrog en verdrukking. Onder sy tong is moeite en onreg. Hy sit in die hinderlae by die dorpe, in skuilplekke maak hy die onskuldige dood. Sy oë loer op die ongelukkige. Hy loer in die skuilhoek soos 'n leeu in sy lêplek. Hy loer om die elendige te vang. Hy vang die elendige deur sy net toe te trek, en verbryseld sink die terneer, en die ongelukkiges val in sy mag. Hy sê in sy hart, God vergeet dit. Hy verberg sy aangesig, vir ewig sien hy dit nie. Staan op, Here, o God, hef U hand op, vergeet die elendiges nie. Die goddelose, waarom verag hy God en sê in sy hart, U soek dit nie? U het dit gesien, want U aanskou die moeite en verdriet, sodat 'n mens dit in U hand sal gee. Aan U gee die ongelukkige dit oor. U was 'n helper van die wees. Verbreek die arm van die goddelose en slegte, besoek sy goddeloosheid totdat U niks vind nie. Die Here is koning vir ewig en altyd. Die heidenheid vergaan uit sy land. Here, U het die begeerte van die ootmoediges gehoor. U sal hulle hart versterk. U oor sal luister om aan die wees en verdrukte reg te doen. Geen mens uit die aarde sal langer voortgaan om skrik aan te jaag nie. Ons gaan net tot sover saam lees uit God se wonderlike woord, en ek hou aan die voor as teks van oordenking vers 17, en daar staan, Here, U het die begeerte van die ootmoediges gehoor, U sal hulle hart versterk, U oor sal luister. In een van die Engelse vertalings lees ons vers 17, Lord, thou hast heard the desire of the humble. Nou verklaar dit vir ons bietjie wat die Bybel bedoel as hy sê die ootmoediges. You have heard the desire of the humble, and thou will prepare their heart, thou will cause thine ear to hear. 'n Besondere vers in die woord van die Here, en 'n besondere gedagte ook hier uit Psalm 10, vers 17, en ons gaan vanmôre met U praat oor die gedagte God se beloftes aan die ootmoediges. Nou vriende, ek sê vir U gereeld wanneer ons bymekaar kom op 'n Sondagoggend en aand, ek is nou nie 'n onderwyser nie, maar ek poog altyd om so 'n bietjie hersiening te doen, so 'n bietjie terug te gaan na die boodskap wat ons al reeds gehoor het vanuit 'n bepaalde gedeelte, of 'n psalm dan, en U sal onthou ons het verlede week Sondag aand gepraat oor die gedagte, hoe sal ons koers hou in 'n land vol bedrog en geweld.
Nou, soos u weet, is ons in die oggende eintlik besig met die reeks boodskappe vanuit die boek Openbaring, daarom die kaart hier agter my, maar omdat dit nou vakansietydperk is, het ons besluit om eers te staak met die reeks. Ons sal weer vroeg Januarie begin, en laasweek Sondag aand uit Psalm 10, ons is in die aande besig met die reeks boodskappe uit die boek Psalms, en laasweek Sondag aand kon ons net deel 1 hanteer het, juis omdat ons gekyk het na die een kant van die munt. Hoe sal ons koers hou in 'n land vol bedrog en geweld, en dan vanmôre dan die beloftes aan die ootmoediges. Nou vriende, daar is baie mense wat vir ons sê, en ek het dit vir u verlede week ook genoem, baie mense wat sê dat die Bybel nie meer relevant is vir ons tyd en vir ons dag en vir ons mens nie. En dis juis hulle wat die Bybel nie lees nie. En dis juis hulle wat die Bybel nie bestudeer nie. Ek het onlangs vir mense gesê, moenie my kom praat en kom redeneer oor die Bybel as jy die Bybel nie lees nie. Daar is te veel mense wat uit hulle onkunde wil redeneer en eintlik moeilikheid wil soek terwyl hulle nie studente van God se woord wil wees nie. Jy kan nie eksamen gaan skryf as jy nie geleer het vir 'n bepaalde vak nie. En jy het nie nodig om 'n geleerde vanmôre te wees nie. Jy kan net die boek vat en begin lees. Daarom sê die Bybel, daar sal geen verontskuldiging wees vir enige mens in die oordeel nie. Want die Bybel is beskikbaar. Jy kan vandag op Google ingaan, en of dit nou 'n meneer of 'n vrou is, baie ouens sê mevrou Google en meneer Google, hoe dit ook al mag sê, jy kan by Google ingaan en jy kan intik enige vertaling van die Bybel, jy sal dit kry, jy moet dit net begin lees en dan sal jy sien wat God vir jou en vir my wil sê. Die meeste mense, en ek is tans besig met 'n studie uit die boek Romeine, en die meeste mense sê die Bybel is moedswillig. Hulle druk die ore toe en sê, ek sal nie luister wat God sê nie, want jy sien as God praat, dan sê hy, ek soek jou hele lewe. En mense sê, my lewe behoort aan my. Dink weer, die Here het jou suurstofbottel in sy hand. Jy het hom nie in jou eie hand nie. Hy is die een wat vir jou lewe gegee het, en hy gaan jou lewe kom neem op sy bepaalde tyd. In die interim tyd moet jy hom verheerlik, want ek en jy gaan rekenskap gee, en hy het sy seun gegee, sodat ek en jy gered kan word. En ek het vir u gesê laasweek, dat Dawid homself in baie moeilike omstandighede bevind. Ek hoor dikwels hoe mense en selfs ouers kom en hulle maak verskoning vir hulle kinders se sonde. En hulle sê, my kind leef in baie moeiliker tye as wat ons as jong mense geleef het. En ek sê, dit is die grootste klomp snert wat daar is. Dawid het geleef in 'n tyd, en as jy die Bybel gaan lees, sê die Bybel in Rigters 17 vers 6, Dawid het geleef in 'n tyd toe daar geen koning in Israel was nie. Elkeen het gedoen wat reg is in sy eie oë. Ek het vir 'n kort oorsig gegee oor die boek Rigters, want dis die tydperk waar Dawid 'n kind in was. Daar het mense gedoen net wat hulle wil. Daar was bendes gewees wat gegaan het en vrouens verkrag en kinders doodgemaak het. Daar was hierdie gruwelike dade wat gepleeg was. U kan gaan lees in die boek Rigters, die tyd wat Dawid homself in bevind het. En Dawid sê dat die groot probleem van die mens in sy tyd, die probleem vandag en tot dat die Here einde aan hierdie wêreld gaan maak, is die probleem van sonde. Wat is sonde? Sonde is om die merk te mis. Sonde is om in rebellie op te staan teen God en sy waarheid, en vir hom te sê, Here, ek sal my lewe leef soos ek wil. U kan 'n voetnota wees vir my lewe as u wil, maar oor die algemeen sal ek u graag uit my lewe wil wegskuif, sodat ek kan doen wat ek wil. En ek wil vir u sê, vriende, gaan kyk maar in hierdie land en in die wêreld, sonde bied nie die vreugde wat dit beloof nie. Ek wil vir u sê, 'n mens sien dit elke dag meer en meer. Jy sien dit wanneer huise opbreek, jy sien dit wanneer mense in hospitale beland weens siektes wat hulle optel, jy sien dit in die hartseer van gebroke verhoudings, jy sien dit in die haat teenoor buurman en mense teenoor mekaar, en ons kom agter dat sonde die groot probleem is. En ek het vir u verlede week breedvoerig verduidelik hoe die sondaar in sy hart dan ook lyk. Ek het vir u gesê in vers 3, hy gee nie om oor ander se verlies, hartseer, trauma en skade nie. Dink maar aan Suid-Afrika op die huidige oomblik. Sonder om te veralgemeen kan ek vir u sê, dat die meeste ouens voel 'n veer vir die ou landsom. Solank ek 'n voordeel kry, gee ek nie om vir die een langs my nie. Die goddelose verag die Here, vers 3 en 4. Hulle is hulle eie God. Gaan kyk maar in ons tyd, gaan kyk hoe uitdagend mense is teenoor die Here en teenoor sy waarheid. Ek het vir u verlede week gesê, dat die goddelose dink, dat hulle kan maak soos hulle wil. Hulle dink hulle sal nooit gevang word nie. Gewoonlik is hulle meer as een, en vers 8 tot 10 van ons voorgelese gedeelte sê, dat die doel van hulle lewe is vernietiging.
Die doel van hulle lewe is vernietiging, en die Bybel sê vir ons, op die oog af lyk die goddelose vreesloos. En ek het vir u gesê, daar is een oplossing vir die probleem wat Dawid beleef het en wat ons beleef, en die oplossing is Jesus Christus. Ek het vir u gesê, 2000 jaar terug het hy 'n waterskeiding gebring in die geskiedenis van die mens. Daarom praat ons nog steeds van 2000 na Christus, of 2021 na Christus. Selfs die goddelose geskiedsskrywer sê, daar was een man wat geleef het, hy was besonder gewees, sy naam was Jesus Christus, en sy dood was 'n besondere dood, en hulle sê dat hy opgestaan het. Selfs die geskiedsskrywer skryf daaroor. Ongelukkig wil die goddelose dit nie hoor nie, want hulle weet, dat die opstanding van Christus gee getuienis, dat God van elke mens rekenskap gaan eis. Glo my, ek het ook hierdie boodskap gehad, toe ek in sonde was. Nou dat die Here my uit genade kom red het, dank ek die Here, dat hy my oë verlig het, en my klipharde hart van rots kon vernietig het, sodat ek ook hierdie verlosser, Jesus Christus, kon ontmoet het, as my verlosser en zaligmaker. Dr. Joel James skryf, en ek het vir u laasweek dit aangehaal, hy sê dat Dawid was die regering gewees, Dawid was die koning gewees in sy tyd, en hy het gesê, ek sal my toevlug in die Here stel. Ek sal my toevlug na die Here neem, ek sal my vertroue in hom stel, ek sal leef om hom dan te verheerlik. Maar ons wil vanmôre 'n bietjie met u praat uit hierdie teks, oor die gedagte in die woordjie ootmoediges, of die nederiges, of hulle wat aan die Here behoort, hulle wat vanmôre in hierdie land hulle self bevind, en miskien met baie hartseer, en met baie wroeginge worstel, oor dinge wat gebeur en aangaan, en ek wil vanmôre 'n bietjie met u praat, en hier aan die einde van die jaar kom bemoedig, met die boodskap Godse beloftes aan die ootmoediges, want luister vriende, die Here het ons nie as wese agtergelaat nie. Ons is nie weeskinders as ons vanmôre aan die Here behoort nie. Ons behoort aan die Here, en deur sy Gees woon hy in ons harte, en die Gees wat in ons harte woon, bevestig ook vir ons dat God drie-enig in ons harte woon, en hy wil ons as sy kinders lei, en hy wil ons leer in sy waarheid. En kom ons kyk na so 'n paar gedagtes uit die Psalm 10 en dan 'n paar van die ander psalms oor God se beloftes aan die ootmoediges. Die eerste gedagte, vriende, wat ek raak gesien het, is dat die Here sal die ootmoediges se begeertes en gebede hoor. Ek lees vir u wat staan in Psalm 10 vers 17. Here, hierdie Here is die verbondsgod. Here, u het die begeerte van die ootmoediges gehoor. U sal hulle hart versterk, u oor sal luister. Nou toe ek so 'n bietjie gaan kyk na die woordjie begeerte, toe sien ek die woordjie in die oorspronklike taal beteken the longings of my heart, die begeertes van my hart. Die Engels sê ook die desires. Dit beteken ook, vriende, dat as kind van die Here, as nederige, as ootmoedige, is daar een begeerte in my hart. En dit is om te wandel in die weg wat God vir my gebaan het. Al is dit soms ook hoe moeilik. As Dawid in hierdie moeilike situasie waarin hy homself bevind, en in 'n land vol bedrog en geweld homself bevind, dan sê hy, Here, ten spyte van die goddelose en ten spyte van die aanvegtinge wat ons beleef, is ons vertroue in u, en ons weet dat u die begeertes van die ootmoediges, van u kinders sal hoor. Ek vra vanmôre vir jou, terwyl ek vir my eie hart die vraag gevra het, wat is jou en my begeerte vanmôre? As ons vanmôre daar in jou hart kan kyk en jou gedagte kan ken, sal baie miskien sê ek begeer miskien 'n nuwe kar of 'n huis, of miskien daardie meisie op wie ek my oog het, ek begeer dat sy my sal raak sien, of wat daai uiteindelik vir my sal vra om te trou, of miskien dat daar in die land vrede sal kom, of dat ek miskien bevordering met my werk sal kry. Wat is die primêre begeerte vanmôre in jou hart? Ek wil vir u sê, as ons kyk na Dawid en ons kyk na die omstandighede waarin hy homself bevind het, dan is sy begeerte in die eerste plek dat die Here hom in die holte van sy hand sal hou. Luister vriende, as ons as kinders van die Here die tydsomstandighede raak sien, en ons sien die verloop van hierdie wêreld en hoe alles afstuur na God se oordeel, dan moet daar een begeerte in ons harte wees,
en dis dat ons meer heiligheid sal bekom. Meer sal word soos die Here Jesus Christus. Het jy hierdie week al in jou gebedstyd vir die Here gesê, Here, U weet die begeerte van my hart is om meer te word soos die Here Jesus Christus. Spurgeon skryf in 'n boek wat ek hierdie week gelees het, hy sê, Here, sal U die gestalte van Christus op die hartstafels van my hart kom skryf. Dat ek deurgangs kan sien hoe Christus lyk, hoe die Bybel hom aan ons beskryf, en dat ek meer kan word soos die Here Jesus Christus. U sien, die Bybel sê vir ons, kom leer van Christus, want hy is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Is jou begeerte vanmôre na die wêreldse dinge, die tydelike, die verbygaande dinge? Dan wil ek vanmôre vir jou kom bemoedig en vir jou kom sê, hierdie dinge is wat God vir jou in elk geval skenk as sy kind. Hy is in elk geval goed vir jou as sy kind. Hy is die hemelse Vader wat voorsien in jou daaglikse brood. So hou op begeer na die goed wat verby sal gaan. Skuif jou gedagte en vra vir die Here om jou gedagte te vernuwe, sodat jy sal begeer na heiligheid, na geregtigheid, na goddelike wysheid, na hierdie gesindheid van meer soos Jesus en minder van myself in my lewe. Daar in Spreuke 15 vers 8 lees ons, die offer van die goddeloses vir die Here 'n gruwel, maar die gebed van die opregtes is hom welgevallig. Jy weet, toe ek eens begin verstaan, later in my lewe, begin verstaan dat die tydelike dinge is goed wat die Here in elk geval vir ons gee, maar dat ons as kinders van die Here se begeerte hemelwaarts moet wees, toe begin dinge vir my in my lewe sin maak en in plek val. Sê die Here nie in Matteus 6:33, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en die ander dinge sal bygevoeg word nie? Wat moet my en jou begeerte wees vanmôre? Wat moet jou en my gebed vanmôre wees? Ek dink is wat Johannes in Johannes 3:30 gesê het, Johannes die Doper. Hy het gesê, hy moet meer word en ek baie minder. Dis nie 'n gebed wat ons eenmalig bid nie. Dis gedurig deur om te sê, Here, ek minder sodat U meer kan word. Koning Josia daar in 2 Kronieke 34:27, nadat hy die wetboek van die Here gelees het, skryf die skrywer, omdat jou hart week is, en hy skryf dit oor koning Josia, omdat jou hart week is en jy jou voor die aangesig van God verneder het. Jy sien die ootmoediges, hulle wat nederig is, hulle wat hulle voor God verneder het. Toe jy sy woorde teen hierdie plek en teen sy inwoners hoor, en jy jou voor my aangesig verneder het en jou klere geskeur en voor my aangesig geween het, daarom het ek ook verhoor, spreek die Here. Hier is vir ons 'n gesindheid, hoe ons begeerte moet wees. Ons dink kinders van die Here moet altyd 6 bo die wolke sweef en altyd lag en uitbundig wees. Luister, daar is tye wat ons ook deur God se woord oortuig moet word van ons toestand en vir die Here vra, Here, dat U my hart sal skeer, dat U my begeerte sal verander, dat U my begeertes in lyn sal bring met U en met die hemel, en dat U ook vir my sal vernuwe en verander en gebruik, totdat U ons kom haal. En wat sê die Here, as ons so gesindheid het, sal hy ons verhoor, en hy sal ook vir ons antwoord. Psalm 141 vers 1, 'n psalm van Dawid, Here, ek roep U aan. Kom tog gou na my toe, luister na my stem, as ek U aanroep. Laat my gebed soos reukwerk voor U aangesig staan, die opheffing van my hande, soos die aandoffer. Nou reukwerk, vriende, is iets besonder. Wanneer 'n mens dink aan hierdie hele offers, of hierdie gesindheid in die Ou Testament, waar die volk Israel offers kom bring het, dan sien ons die Here sê, dis 'n lieflike geur voor sy aangesig, en dan ook die gebede van die heiliges. En ek wil vanmôre vir jou aanmoedig, dat jou gebed op so 'n manier gebid sal word, dat dit vir God 'n lieflike geur sal wees. Dat jou gesindheid van so aard sal wees, dat jy sal sê, Here, niks vir myself nie, maar hier is my lewe as 'n offer aan U, vir die tyd wat U my nog op aarde gun. Ek onthou so paar jaar voor my broer se afsterwe, toe het hy my een môre gebel vroeg, op pad werk toe, en ek vra vir hom, hoor hierso, was jy nie vanmôre in die kerk nie? Hy sê vir my, nee, ek's op pad werk toe.
Ek sê vir hom, luister, maar dit werk nie so nie. Jy kan mos nie 7 dae 'n week werk, 24 ure 'n dag, want hy het letterlik homself amper in die grond gewerk. Ek sê vir hom, jy moet ook tyd spandeer aan die God aan wie jy behoort. En baie mense gebruik die alternatief van boodskap oor internet en daai goedjies, wat seker in 'n mate vir 'n mens kan help in moeilike tye. Maar in elk geval, ek bel hom toe weer en hy praat weer oor die saak en ek wil vir u sê, op 'n stadium het hy seker gesien sy broer gaan nie los nie. Hy het op 'n stadium ook vir my gesê, jy's soos my pa man, jy's nie soos my broer nie, jy hou aan. En in elk geval op 'n stadium het hy weer by die kerk uitgekom en besef dat hy sy tye so moet inrig dat die Here nommer 1 is in sy lewe. En was nie lank daarna nie toe hulle hom ingeroep het en vir hom gesê, luister, ons bied jou 'n pakket aan en hy het hierdie goeie werk wat hy gehad het. Baie geld wat hy verdien het hy verloor. Hy het 'n besigheid begin en die besigheid het nie uitgewerk nie en op 'n stadium toe dit met hom finansiëel op die moeilikste gaan. Praat ek en hy eendag en hy sê vir my, luister, dis die beste ding wat met my kon gebeur het. Hy sê, want my verhouding met die Here is nou herstel. Jy sien, wanneer ons begeertes na hierdie tydelike dinge is, luister, die Bybel sê, dit sal jou wurg tot elke druppel asem uit jou lewe is. En dit wat jy by mekaar gemaak het, wie sin sal het wees, sê vir my? Wie sin sal het wees? Van die rykstes is dood, hulle het alles gelos. Ek sien maar my ou klein seentjie Kalfyn, hy word so beïndruk nog deur mense wat baie het. Dan sê ek vir hom, seun, wat gaan met hierdie goed gebeur? Ja pa, ek weet, dit gaan brand. Dit gaan brand. Dan sê ek vir hom, rig jou begeerte na die Here. Luister, is jou begeerte om vanmôre meer te word soos die Here Jesus en moedig jy ander aan om dieselfde pad te stap? Of is jy vanmôre so aardsgebonde dat jy vergeet dat jou lewe gou verby sal gaan en jy voor die Here rekenskap sal moet gee? Mag jou en my lewe 'n gebed of 'n lewe wees wat ons offer aan die Here en mag ons gebede 'n reukwerk wees voor die Here. Openbaring 8 vers 3. En 'n ander engel het gekom en met 'n goue wierookbak by die altaar gaan staan en baie reukwerk is aan hom gegee om dit met die gebede van al die heiliges op die goue altaar voor die troon te lê. En die rook van die reukwerk het met die gebede van die heiliges uit die hand van die engel opgegaan voor God. Ek onthou, en ek wil net nog ietsie sê daaroor. Ek onthou so 'n paar maande voor my broer se dood het hy eendag saam met ons kom bid hier by ons Saterdag gebedstyd. En toe hy bid, toe kon ek hoor, die hart is in lyn met God. Die gebed wat gebid word is nie hierdie potjie rys, potjie vleis, amen nie. Maar die gedagte van stort jou hart voor God uit. Here, ek wil meer word soos Jesus. U sien, dis die eerste belofte wat die Here aan die ootmoediges gee. Hy sal ons begeertes hoor en ons gebede hoor. Maar ook dat ons gebede en ons begeertes in lyn sal wees met sy wil vir ons lewe. Die tweede gedagte, die Here sal die ootmoediges se harte versterk. Ek lees vir u vers 17. Onthou, Dawid is in moeilike omstandighede. Dawid leef in 'n tyd waar dinge eintlik heeltemal die mekaar geraak het en die vyandige magte is besig om inval te doen en hulle is besig om binne in sy eie geleedere teen hom op te staan. En u ken die psalms wat ek nou al reeds oor gepreek het. Dawid beleef moeilike omstandighede en die belofte kom in Psalm 10:17 dat die Here sal die ootmoediges se harte versterk. Want u sien, as ons kyk na hierdie gedagte, dan ken die Here die wat syne is. Die Here ken jou by die naam. Die Here het jou geroep, hy het gesê, jy is myne. Nou hierdie hart, vriende, is nie die ding wat bloed pomp nie. Ons weet ons elkeen het 'n hart en hoe het ou nou die dag gesê, jy kan 'n vark se hart in my plant, dit sal nog steeds ek wees. U sien, jou hart is nie die ding wat bloed pomp nie, jou hart is jou verstand, dis wie jy is in jou wese. En wie is jy vanmôre? En wie is ek vanmôre? As ons aan die Here behoort, dan is ons kinders van God. Die Bybel sê ons is vrygekooptes. Die Here sê ons is koningskinders, ons is nuut gemaak, ons is diensknegte. Gebruik al die Bybelse terme, dis wie u en ek is. En die Bybel sê die Here wil ons harte kom versterk. Nou ek het vir u op die bord hier gesê, die hart is nie hierdie hart wat bloed pomp nie. Nee, hart in die volle sin beteken ons mens wees.
Ons verstand, ons intellek, ons emosies, wie u en ek werklik is. Nou, in die Bybelse tyd het mense voorgegee, die Fariseërs en Sadduseërs. In ons tyd is daar baie mense wat voorgee. Jy ken hom by die huis as een mens en jy ken hom by die kerk as iemand heel anders. Maar die Bybel kom en hy sê dat die hart van die mens is wie die mens in sy wese is en so moet ons elke dag wees. En dis wie God sien en wat God sien. En die Bybel sê as die Here ons harte kom versterk, dan is dit om ons harte te rig, ons harte vas te maak, om ons uit te lei, om ons ruimte te gee en ons sterk te maak. Wat sê Dawid? Nou ek wil vir u sê, en ek het dit vir u laas week ook gesê in die boodskap, Dawid was nie 'n pabroekige sissie gewees nie. Hy was 'n krygsman gewees. Hy was 'n koning wat regeer het. Maar Dawid besef dat hy is niks sonder die Here nie. Hy sê, Here, u ken my hart, u weet wie Dawid in sy wese is, en ek vra, Here, dat u my sal kom versterk deur die geloof en deur u woord, om die man te wees wat u wil hê ek moet wees. U weet, wanneer die Here ons harte kom rig hy ons harte altyd volgens sy woord. Die Here sal nooit sy kinders lei buite sy woord nie. Ek hoor te veel hoe mense sê, die Here het vir my gesê, en dan as hulle dit doen, is dit iets heel anderste as wat die Bybel vir ons uitdruklik sê. As die Here kom en hy versterk die hart van sy kind, dan versterk hy dit deur die geloof vanuit die woord, dat hy in beheer is van ons lewe, en dat hy ook vir ons in genade sal aansien. Daarom sê Jesaja 41 vers 10, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Jy almal weet dat ons as gesin hierdie jaar, of as familie hierdie jaar, die redelike hartseer gegaan het met die afsterwe van my pa en my broer. Maar ek moet vir u sê wat my in hierdie tyd verbly het, is om na van my susters te kyk en te sien hoe hulle in hierdie tyd hulle vertroue absoluut op die Here geplaas het. Dis vir my so kosbaar, ek sê vir my vrou dikwels, dan wys ek vir hulle van die aanhalings wat hulle nou op hulle Facebookblad of op hulle WhatsApp sit, baie keer in gesprekke, dan kom ek agter dat deur die hartseer het God 'n werk in die harte gedoen, om ook ons as familie nader aan hom te bring, en ons harte te versterk in die moeilike tye, om vir ons te sê, ek is die God van die nabye. In ons land Suid-Afrika beleef ons geweldige uitdagings. Ons beleef baie stryd. Ons belewe baie ongeregtigheid, en dikwels vra ons, Here, wanneer gaan die uitkoms kom? Ek wil vanmôre vir jou sê, laat jou hart versterk word deur God se waarheid, en moenie angstig rondkyk nie, moenie bevrees word nie, want die Here is in beheer. Hy, die God wat hemel en aarde geskaap het, hy sê vir ons, wees nie bevrees nie, ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. 2 Tessalonisense 3 vers 3, maar die Here is getrou, hy sal julle versterk en bewaar van die bose. Ek het gisterand 'n aanhaling gelees wat vir my treffend was. Daar is geen sonde in die kind van God se lewe te groot, wat die Here nie kan breek nie. Luister wat ek vir u sê. Daar is geen sonde in die lewe van 'n kind van God wat die Here nie kan breek nie. Is daar vanmôre iets waarmee jy worstel en jou hart is ontstel? Jy sukkel om te bid, miskien is daar onmin met ander mense oor iets in jou lewe, in jou hart, in jou wese, wat jy en God van weet. Dan vra ek vanmôre vir jou, dat jy jou toevlug na hom sal neem, dat die Here jou hart sal reinig deur sy kosbare bloed, en dat die Here ook jou sal versterk en bewaar van die bose. Psalm 121 vers 7, die Here sal jou bewaar vir elke onheil, jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid. Dis vir my so kosbaar toe ek hierdie baie besondere Psalm 121 gelees het. Dis die Here wat ons siele bewaar. Dis die Here wat ons vashou. Dis die Here wat ons versterk. Dis die Here wat ons bekragtig, en dis die belofte waarmee ons die ou jaar kan uitgaan en die nuwe jaar tegemoet kan gaan. Want u sien,
As ons kyk daar in die Nuwe Testament in Efesiërs 3, dan staan daar in vers 16, dat hy aan julle mag gee, na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word, deur sy gees, in die innerlike mens, sodat Christus, deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges, ten volle te begryp, wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Nog 'n belofte wat die Here aan sy ootmoediges gee, dat hy hulle harte sal versterk. 'n derde belofte wat ek gesien het, is die Here sal die ootmoediges sy weg leer. Psalm 25 vers 9, hy sal die ootmoediges of die nederiges of sy kinders lei in die reg en die ootmoediges sy weg leer. Nou vriende, as ons kyk na hierdie gedagte van sy weg leer, is dit eenvoudig dat 'n kind van God 'n ander koers inslaan. 'n Kind van die Here maak 'n 180 grade draai en hy leef nou voortaan vir die een wat hom vrygekoop het van sonde. Maar dikwels wanneer ons op hierdie pad saam met God wandel, is daar tye van waar ons wonder, Here, maar watter kant toe? Watter besluit moet ek maak? En Here, in watter rigting sal ek beweeg? En hoe sal ek hierdie saak aanpak? Die Here gee vir ons die beloftes in sy woord en hy sê in Esegiel 11 vers 19, en ek sal hulle een hart gee, 'n nuwe gees in julle binneste gee, ek sal die hart van klip uit hulle vlees verwyder en hulle hart van vlees gee. Hoor wat sê vers 20, sodat hulle in my insettinge kan wandel en my verordeninge kan hou en dit doen. En hulle sal vir my 'n volk wees en ek sal vir hulle 'n God wees. Ek het so 'n bietjie gekyk hierdie week na 'n boodskap wat ek moet preek daar by Etienne se bevestiging as predikant nou die 15de Januarie, en ek het teruggegaan na 'n boodskap oor die belangrikheid van God se woord in ons lewe. U sien, ons kan God se weg net ken as ons sy woord ken. Ons kan net wandel in God se weg en verstaan wat sy wil vir ons lewe is as ons sy woord bestudeer, en uit sy woord sien ons sy weg, en gee hy sy gees vir ons om dan ook met krag en vrymoedigheid daarop te wandel. God het vir ons 'n nuwe hart gegee, by die wedergeboorte is die een wat sy woord vir ons gee, om ons nou te lei op die weg van geregtigheid. Daarom sê Psalm 32 vers 8, ek wil jou onderrig, en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee, en my oog sal op jou wees. Het jy al gedink daaraan, as ons sonder die Bybel moes leef, as kinders van die Here? Ons sou so verward gewees het, want elke stem wat na vore sou kom, sou ons geglo het. Ons sal agter hierdie mense begin aanloop het. Hierdie een sal so gesê het, en die ander een sal dit gesê het, en ons sou nooit 'n bron van waarheid gehad het, waarna toe ons kon teruggaan om te sien, is dit reg, is dit die weg, en wandel ek op die regte pad nie. Die Here waarsku ons, hy sê vir ons, daar's 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is weer van die dood. Daarom moet 'n kind van die Here geensins in hierdie tyd moedeloos raak nie. Ons moet in hierdie tyd werklik moed skep, want ons het die lig vir ons pad en die lamp vir ons voet, God se woord, wat die weg vir ons verlig, sodat ons in hierdie moeilike tye kan sê, Here, kom leer my, dat hierdie onwillige hart van my gewillig kan word, om te doen wat U van my vra, en deur U Gees stel my in staat om U wil in my lewe te doen. So mooi is die Bybel vir ons sê, ek wil jou onderrig, en jou leer aangaande die weg. Hoor hoe mooi sê Jesaja dit in Jesaja 58 vers 11. En die Here sal jou gedurig deurlei, en jou siel versadig in dorre plekke, en jou gebeente sterk maak, en jy sal wees soos 'n tuin wat goed besproei is, en soos 'n fontein van waters, waarvan die water nooit teleurstel nie. Ek moet vir u sê, dit is vir my van die kosbaarste tye in my lewe, is wanneer ek met die woord van die Here stil word. Dis nie net wanneer ek voorberei wat ek God se woord vat, en dit lees en voorberei nie. Daar is ook tye waar ek stil word,
in my persoonlike hoedanigheid en vir die Here vra, Here, leer my aangaande u wil en u weg, sodat ek ook my huis kan lei, my mense kan lei en dan die gemeente kan lei. Ek vra vanmôre vir jou, is die woord van die Here die kompas van jou lewe? Is God se woord vanmôre vir jou die rigtingwyser? Die Here sê hy wil vir sy ootmoediges sy weg leer. En die manier waarop hy dit doen, is deur sy kosbare en wonderlike woord. Hoe leer en lei die Here ons op sy weg? Ek gaan vir u 4 kort gedagtes uit Spreuke 3 vers 5 tot 7 gee. Die Here lei ons op sy weg in die eerste plek, deur dat ons vertrou op hom met ons hele hart, en nie steun op ons eie insig nie. Wanneer laas jy vir die Here gesê, Here, ek het 'n bedrieglike hart. My hart kan my lei op paaie wat later uitloop op ellende en op hartseer. Here, ek wil vertrou met my hele hart op u, en nie steun op my eie insig nie. Die tweede gedagte, ken hom in al jou weë. Met ander woorde, in alles wat jy doen, vra die Here vir insig en vir wysheid. Die derde gedagte, vrees die Here. Vrees die Here. Daar moet in jou lewe van tyd tot tyd 'n vrees vir God na vore kom, wat jy sal dryf na jou knieë, waar jy vir die Here sal sê, Here, kom leer my weer wie ek is en wie u is, en die genade wat u aan my kom openbaar het. En hoe leer die Here ons sy weg? Deur te wyk van die kwaad. Moenie vanmôre sê, is 'n kind van die Here en jy is lief vir sonde nie. Dis onmoontlik. Jy kan baie keer struikel en val, ja. Maar daar is 'n nuwe hart in jou lewe, 'n nuwe gesindheid, 'n nuwe begeerte. Daarom vrees die Here en wyk af van die kwaad. Jesaja 30 vers 20 sê, maar jou leraar sal hulle nie langer verberg nie, maar jou oë sal jou leraar sien, en jou ore sal 'n woord agter jou hoor wat sê, dit is die weg, wandel daarop, wanneer jy regs of wanneer jy links wil gaan. Die tyd waar ons onsself in bevind, sê mense, weg met die Bybel, weg met prediking. Geef vir ons iets wat meer relevant is. En daarom vind ons kerke waar mense sing vir ure. Daar is nie ordentlike Bybelprediking nie. Daar is opvoerings, daar is allerhande dinge wat gedoen word. Wat is God se opdrag? Jy sal jou leraar hoor en hy sal vir jou sê, dis die weg, wandel daarop. So eenvoudig soos dit. Jy sien, die kerk is nie daar om mense te trakteer nie. Dis nie om mense te vermaak nie. Die predikant en die kerkraad is nie sirkus narre, wat mense moet probeer entertain vir 'n uur, dat mense tog kerk toe moet kom nie. Ek het dikwels vir mense gesê, as jy nie wil kom nie, kan jy bly. Maar as jy hierheen kom, gaan jy hoor wat God se gedagte uit God se woord is. So eenvoudig soos dit. Jy sien, hierdie kansel is gereserveer vir God se waarheid. Nie vir my opinie en nie vir my idee om 'n kerk te laat groei nie. Is interessant as ons kyk na wat die Here vir ons leer, dan sê hy juist dis waarom hy sy gees gestuur het. As ons kyk na die tendens van ons tyd, laat die gees mense allerhande snaakse goed doen, maar die Bybel sê, wanneer die trooster kom, die Heilige Gees, sal hy julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Dis hoekom dit eie aan 'n kind van die Here is, dat hy lief is vir God se woord. Dat hy God se woord lees, want deur God se woord word ons gerig en gelei op die weg van die Here. Ek gaan afsluit, die Here sal die ootmoediges oprig as hulle faal. Dit was vir my so tot troos gewees, want Psalm 147 vers 6 sê, die Here rig die ootmoediges weer op. Die goddelose mense verneder hy tot die grond toe. Jy kan vanmôre daar by jouself dink en sê, maar hoor, dit is net anders op die oomblik in hierdie land en in die wêreld. Dit lyk of ons as kinders van die Here 'n skouspel geword het. Asof mense op ons trap, asof ons niks is nie. Dan wil ek vanmôre vir jou kom bemoedig om vir jou te sê, in hierdie wêreld sal ons verdrukking hê. Die Here sê, hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Jou hemel is nie nou nie, jou hemel kom. Daarom onthou ook as jy in hierdie pad val en miskien moedeloos begin raak oor dinge wat jy sien en jy wonder, waar is die Here in hierdie hele situasie? Dat jy nie sal wegkruip vir die Here soos Adam en Eva in die tuin van Eden nie, maar dat jy na hom sal vlug en vir hom sal sê, Here, hier is ek. Here, ek kom werp my aan u voete neer, ek vra u, rig my op, sodat ek weer deur die oë van die Bybel
en deur die bril van God kan kyk na hierdie wêreld en sy situasie, en dat ek ook kan moed skep vir die dag van môre. 1 Samuel 2 vers 7 sê die Here maak arm en die Here maak ryk. Hy verneder ook verhoog hy. Hy rig die geringe op uit die stof, uit die ashoop verhef hy die behoeftige, om hulle te laat sit by die vorste en hulle 'n erestoel te laat beerwe. Nou, u kan miskien vanmôre vra, maar hoor hierso, hoe rig die Here ons op as ons val? Is eenvoudig om vir ons hierdie begrip of gedagte deur te gee, dat hy soewerein is van jou en my lewe. Wat ook al gebeur in my en jou lewe, is deur God afgeweeg vir ons, sodat wanneer ons deur hierdie situasie gaan, ons nie sal wonder waar God in die situasie is nie, maar sal weet hy het dit beskik en hy het dit bepaal en hy sal dit ten uitvoer bring en hy sal sy wonderlike wil en doel laat geskied. Op 'n stadium het ek so 'n bietjie 'n boodskap geluister en dit het juist gegaan oor in besonder mense in die bediening en hoe predikante hulle kan vergelyk met mekaar. Die Here seën A op so 'n manier en vir B op so 'n manier en vir C op so 'n manier, en die een lyk of hy baie meer seën ervaar as die ander een, en dikwels raak jy met jouself besig en moedeloos en te neergedruk en jy begin half vir die Here vra, maar hoekom kan ek nie beleef wat John MacArthur beleef, of hoekom kan ek nie beleef wat R.C. Sproul beleef nie? En dan raak jy so besig met jouself dat jy later die Here begin bevraagteken, miskien nie direk nie, maar indirek deur dit wat jy doen en hoe jy optree. En soms sondig jy. En dan is daar die wonderlike belofte, dat die Here ook weer ons as kinders van hom sal oprig, as ons gefaal het. Ek weet nie vanmôre waarmee jy worstel nie. En ek weet nie in hoe mate dit al jou lewe beïnvloed het nie. En miskien sit jy hier aan die einde van nog 'n jaar en jy dink by jouself en jy kyk terug oor die jaar en jy sê nog 'n vermorste jaar. Nog 'n jaar waarin ek die Here teleurgestel het keer op keer op keer. Dan wil ek vanmôre jou nooi. Hy rig die ootmoediges op as hulle gefaal het. Hy tel hulle op uit die stof, want hy wat 'n goeie werk begin het, hy sal dit volëindig. Jesaja 40:27 tot 31, ek gaan nie vir die alles lees nie, u ken hierdie gedeelte, maar vers 29 lig ek uit. Hy gee, die God van hemel en aarde, die skepper, die onderhouer, die een wat vir ons sê, dat hy ons lief het met 'n ewige liefde. Hy gee die vermoeide krag, en hy vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die kragtelose mens het 'n bron van krag in die Here self, as ons deur hom vrygekoop is. Vers 30 sê die jonges word moeg en mat, en die jong manne struikel selfs, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Wil jou vra jy aan die einde van die jaar, met al die uitdagings in jou lewe, dat jy se kom stil word by die Here en sê, Here, ook hierdie belofte wil ek vir myself toeëien, dat u die ootmoediges oprig as hulle gefaal het. Die laaste punt is, die Here gee die ootmoediges sy blydskap. Jesaja 29 vers 19 sê, en die ootmoediges sal vreugde op vreugde smaak in die Here, en die behoeftiges onder die mense sal juig in die heilige van Israel. Die blydskap wat die Here gee is nie 'n tydelike en verbygaande blydskap wat die wêreld ons gee nie. Wêreldse mense is op en af in die manier waarop hulle die lewe hanteer, want as dit goed gaan is hulle baie bly en 10 minute later hoor hulle slegte nuus, dan sal hulle, soos die spreekwoord sê, down in the dumps. Kinders van die Here ervaar 'n konstante blydskap of dit goed of sleg gaan, want hulle weet die Here is in beheer, maar ook hierdie blydskap is ons beskutting, sodat ons staande kan bly teen die aanslag van die duiwel. Dis wat Nehemia 8 vers 11 vir ons wil kom leer. Nehemia staan teen die vyande, hy is besig om die muur te bou, en die Bybel sê vir ons dat Nehemia sê vir die mense, wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here, dit is julle beskutting. Hierdie kerk is vir ons vanmôre beskutting teen die koue daar buite. As dit reën, is ons huis en ons 'n gebou vir ons 'n beskutting. Dieselfde gedagte, die Here is vir ons daardie toevlugsoord. En in hom kan ons bly wees, want Filippense 4 vers 4 sê, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle.
Die blydskap wat die Here gee is nie 'n verbygaande blydskap nie, maar blywend te midde van omstandighede. Ek wil vir u sê, hierdie blydskap is wat kinders van die Here staande hou. Psalm 28 vers 6 tot 8. Geloof sy die Here, want hy het die stem van my smekinge gehoor. Die Here is my sterkte en my skild. Op hom het my hart vertrou en ek is gehelp. Daarom jubel my hart en sal ek hom loof met my gesang. Die Here is 'n sterkte vir hulle en hy is 'n vesting van verlossing vir sy gesalfde. Beleef jy vanmôre die Here se blydskap? Ek het gister 'n interessante gesprek gehad met 'n mediese of met 'n suster wat in 'n hospitaal werk. Sy's in die mediese rigting en sy praat bietjie met my oor COVID-19 en al die hartseer en goed wat sy al beleef het. En sy sê die meeste mense beleef COVID psigosomaties. Die vrees vir die siekte maak baie mense sieker as wat hulle werklik is. Dis wat sy vir my gister gesê het, toe ek met haar die gesprek gehad het. En sy praat bietjie met my daaroor en terwyl sy praat, luister ek en toe sy klaar is, toe sê ek vir haar, weet jy wat? Die 2 keer wat ek siek was hierdie jaar aan die gevreesde siekte, was daar eintlik 'n verlange om heen te gaan en by die Here te wees. Luister, om op hierdie aarde te bly en om jou tentpenne hier diep in te slaan, is van weinig nut. Hierdie wêreld en al sy dinge stel jou heeltyd teleur. As jy 'n pa is, sal jy agterkom dat jy jou pa teleurgestel het en jou kinders jou al teleurgestel het. As jy 'n ma is, sal jy dieselfde weet. As jy vanmôre by 'n werksplek werk, sal jy agterkom dat die werkgewer het jou al teleurgestel en jy het hom al teleurgestel. Daardie nuwe kar wat jy gekoop het, wat jy by gekom het, jy klaar by Pick n Pay inkopies gedoen het, wat die duik in sy deur het, omdat die volgende ou sy deur te wyd oopgemaak het, jy sal besef dat hierdie wêreld bied geen blywende blydskap en vreugde nie. Daarom moet die ootmoediges besef dat die Here se blydskap 'n blywende en 'n God gewerkte saak in jou hart is. Dat jy te midde van omstandighede, siekte, stryd, hartseer, teleurstellings, konstant in hom jou blydskap kan beleef en kan ervaar. Selfs wanneer ons in hierdie moeilike omstandighede onsself bevind in Suid-Afrika. En ons weet nie waarheen nie, dat ons blydskap in die Here sal vind. Jesaja 61 vers 10. Ek is baie bly in die Here, my siel juig in my God. Want hy het my beklee met klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel. Soos 'n bruidegom wat priesterlik die hoofversier sal ombind, en soos 'n bruid wat haar versier met haar juwele. Ek weet nie waarvoor leef ander mense nie, maar ek dank God dat ons as kinders van hom iets het en iemand het om voor te lewe. En dis vir sy eer en sy verheerliking, en ons kan nie wag om uit hierdie wêreld uit te beweeg, om by hom te wees nie. Ek hoor baie keer sê mense, as ek al 100 jaar kan oud word, sal dit fantasties wees. Dan dink myself, wat wil jy 100 jaar op hierdie aarde maak? Vir wat wil jy hier wees vir 100 jaar? Jy sien, die blydskap in die Here is ons beskutting, en daarom kan ons moed skep, want hierdie God wil ons sy blydskap gee. Daarom wil ek afsluit deur vir jou te sê, kind van God, skep moed, want die Here beloof dat hy ons begeertes en ons gebede sal hoor. Hy sal ons harte versterk, hy sal ons sy weg leer, hy sal ons oprig as ons faal, en hy sal ons sy blydskap gee. Daarom het ons moed, want as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Terwyl jy hierdie jaar uitgaan en 2021 agterlos met al sy hartseer, skep moed, want die God van hemel en aarde is alreeds in die nuwe jaar, en hy wag vir ons in sy heerlikheid. En wie weet, miskien sal die jaar wat kom, die tyd wees, dat ons hom sal ontmoet in sy heerlikheid soos hy is. Tot dan, wees getrou, en onthou, hy is lief vir sy kinders, en aan die ootmoediges beloof hy, dat hy hulle nooit sal begewe, en nooit sal verlaat nie. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons besef, dis ook Dawid se begeerte gewees, dat hulle wat deel was van sy koninkryk, U sal leer ken vir die God wie U is.
Ons beleef tye, Here, van stryd, ons beleef tye van uitdagings. Here, ons beleef tye van hartseer en moedeloosheid en soms wonder ons waarheen. Maar dankie dat U ook vir ons as U kinders, as ootmoediges, as verlostes, met soveel beloftes, kom optel en kom opbou, dat ons soos Dawid kan sê, met my God loop ek 'n bende storm, en met my God spring ek oor 'n muur. Ek bid vir hierdie gemeente en vir U kinders hier in Benoni en omgewing, en hulle wat deel van ons gemeente is via die koppelings, Here, dat U hulle sal bekragtig in die nuwe jaar wat voor lê. Dat hierdie beloftes naby ons hart sal bly en dat ons dit sal oordink en sal bepeins en volgens dit sal wandel, sodat ons U in alles kan eer en verheerlik. Seën ons ook waar ons nou uit mekaar uit gaan, Here, mag ons 'n seën wees vir ander, sodat die liefde van Christus, maar ook sy verlossende krag, sigbaar kan word aan 'n wêreld, wat in duisternis wegsink, op pad na God se ewige oordeel. Dankie dat U ons geroep het vir hierdie taak en ons toerus, ons loof en ons prys U naam.